Daar sê goeiemôre vir almal van julle. Dit is Goeie Vrydag en ook vir julle almal wat hier is, weet ek julle het gekom omdat julle die Here ken en hom liefhet. En ek wil vertrou dat dit in die eerste plek ook vir julle weer 'n blye herinnering sal wees in alles wat Jesus vir ons gedoen het en wat hy in sy liefde elke dag in ons skenk. Ek wil ook net noem dat as daar mense is wat ook vandag hier as besoekers is, julle is baie welkom. Hier net om die draai hiervoor is daar so 'n tafel met 'n besoekersboek. Julle kan net vir ons daar julle besonderhede neerskryf sodat julle daarom ook die nuusbrief kan kry en dan op hoogte is van wat in die gemeente in elk geval in die gang is. En ons het natuurlik ook nou eergister is dit oom Magiel en tannie Magteld hulle seun in Melbourne is oorlede. Hulle was dit te wagte gewees. Dit is na 'n lang siekte van kanker wat hy gehad het. Maar ek dink ons almal weet dit bly maar hartseer. Alles het 'n mens dit ook verwag. Daardie seer om te weet dat jy staan op in die oggend en die persoon wat jy so liefhet, het heen gegaan om saam met die Here te wees. Maar soos Paulus sê, ons troos. Ag ons treur wel, maar ons het hierdie hoop dat dit altyd dat die persoon by die Here is en dat die Here vir ons troos. Ek wil ook vertrou dat hierdie diens ons gaan saam die nagmaal gebruik wat natuurlik 'n voorreg is en daarna dan gaan ek vir ons later net die kruisiging self lees en ons gaan 'n lied daarna luister. En dan sal dit natuurlik die einde. Ons gaan die dankoffer ook by die deure sommer opneem soos wat julle uitstap, die van julle wat iets saamgebring het. Maar kom ons sit net so en word stil voor die Here. Terwyl julle so sit, sing ons net hierdie lied dan saam. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Kom spring die Here, Christus die Here, met heerlikheid is U is die aarde, dit het groot waarde, maar is gering voor U grootheid, Heer. U is ons lewe, U is ons vrede, U Gees moet ons hier lei. Here, ons is U gemeente. In U is ons almal een. Gedring deur U liefde, het ons alle mense lief. Ons vind ons vreugde daarin om hier vir U saam te aanbid, getrou vir mekaar om te gee en in eenvoud vir U te lewe. Here, verheerlik U self in en deur ons, sodat verlorenes gered en gebrokenes heel kan word. U voeg hulle by en saam beywer ons vir U koninkryk. Amen. Nou geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus.
Kom ons staan en sing ons net hierdie een loflied saam, daarna kan julle weer sit. Here Redder groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Hier U leiding bring bevryding, U het op my hand kom vat. U het op my hand kom vat. U my redder groot en magtig, U het my ook raak gesien. Ek is feilbaar swak, onseker, tog wil ek U dankbaar dien. God my Here, U is Here, vas kan ek op U vertrou. Vas kan ek op U vertrou. Lei my hier na die bestemming, in U word my opgedra. Laat my lief en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Hier U leiding bring bevryding, al ons skuld het U gedra. Al ons skuld het U gedra. Goed, julle kan maar sit. Kom ons bid net saam. Ons dierbare hemelse Vader, Here Jesus en Heilige Gees, as ons vandag so saam is dit om dit te herdenk wat ons eie lewe so radikaal verander het. Jesus, daar is nie 'n manier waarop ons sal kan begryp of verstaan wat U vir ons kom doen het nie. Die bietjie wat ons daarvan wel verstaan is genoeg om vir ons te bring op ons knieë, Here, voor U, om te sê dankie. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dat terwyl ons ook in hierdie wêreld al as sondaars geleef het, dat U ons geken het en vir ons gesterf het, in ons plek U lewe gegee het, sodat ons vir altyd saam met U kan wees. Dis dinge wat ons nie altyd mooi verstaan nie, Here. Dit is te groot, te hoog bo ons begrip, maar ons weet dat dit U lewe gekos. Dankie, Here, dat as ons hierdie tyd herdenk, alhoewel dit vir ons ook 'n tyd van treur is, hartseer is vir wat U vir ons deurgemaak het, dat dit ook 'n tyd is waarin ons onsself verheug vir wat U daardeur vir ons bewerk het. Elkeen van ons wat hier is, klein en groot, het die voorreg om nou vir U te ken, versoen met U te wees, en vir ewig, Here, by die Vader te kan wees. Ons bid, Here, dat U self vandag deur die Heilige Gees, soos U beloof het, dat U met ons sal praat. Dat U vir ons 'n boodskap sal gee wat ons hier sal verander. Nie môre of oormôre nie, Here, hier moet ons verander, sodat ons lewens meer kan word wat U ons daarvoor bestem het. En dit bid ons uit diepe genade, Here. In Jesus se naam. Amen. Nou die gedeelte wat ek saam met julle gaan lees is in Johannes 13. Dis 'n baie bekende gedeelte waar Jesus die aand toe hy in die bokkamer saam met sy disippels was. Dit was nou net voor sy kruisiging, die laaste aand wat hy saam met hulle was, en toe hy hierdie ding gedoen het wat so ongelooflik is, maar ek wil vir Here vertrou dat vandag
As jy weer gaan hoor van voete was, dan gaan jy nooit weer dieselfde daaroor dink nie. Ons lees daarvan saam, daarvan vers 1. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader toe oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel toe klaar al vir Judas, die seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. Toe het hy van die tafel opgestaan, sy boorkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskorrel gegooi en hom begin om sy disippels se voete te was en dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan U my voete was?" En Jesus antwoord hom: "Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan." Maar Petrus sê vir hom: "U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie." En daarop sê Jesus vir hom: "As ek nie jou was nie, het jy nie deel aan my nie." En Simon Petrus sê toe vir hom: "Ag Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig." En Jesus sê vir hom: "Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy voel later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie." Jesus het geweet wie hom sou verraai en daarom het hy gesê: "Julle is nie almal skoon nie." Toe hy hulle voete klaar gewas het en sy boorkleed aangetrek het, het hy weer aangesit en gesê: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my leermeester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook self doen. Dit verseker ek julle. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou en gelukkig is julle as julle dit doen." Ons gaan nou net tot daar vir eers lees. Nou hierdie gedeelte is eintlik regtig belangrik om van kennis te neem in Johannes se evangelie. Hy is die enigste een van die 4 skrywers in die evangelies wat vir ons dit uitwys. Maar hy doen dit met 'n baie spesifieke rede. Die rede waarom Johannes dit vir ons vertel, is dat hier gaan dit nie maar net oor soseer die was van voete, soos wat 'n mens dink nie. Dit is die betekenis van daardie voete was wat Jesus wil hê ons moet verstaan. En veral wat daai betekenis vir jou en vir my beteken. En baie jare terug was daar 'n film gewees. Ek kan dit baie goed onthou. Dis 'n film wat nogal 'n groot indruk op my gemaak het. Weet nie wie van julle dit gesien nie. Dit was genoem Pay It Forward. Dit was die tema en die titel daarvan. Pay It Forward. Dit het gegaan 'n seentjie wat by 'n skool, hulle het so 'n skoolprojek gehad. En in daardie skoolprojek het hy toe besluit dat sy projek gaan wees om vir mense wat behoeftig is iets te gaan doen, maar dan moet hulle dit pay it forward. Met ander woorde, as hy vir iemand ietsie gaan gee om te eet en te drink, dan moet daai persoon weer aan iemand anders te iets goeds gaan doen. Kan enigiets wees, maar hy moet dit pay it forward. En die seentjie se gedagte was dat as hy dit sou kon regkry, dat alle mense dit sou pay it forward, dan beteken dit dat uiteindelik die hele wêreld daardeur bereik kan word en verander kan word. En dis natuurlik, dit kan mos so wees, is dit nie? Maar weet julle, dis nie eintlik daardie film wat vir ons die eerste keer hierdie gedagte uitbeeld nie. Dis presies wat Jesus hier doen.
En hy doen dit op so 'n manier dat ons dit nie kan vergeet nie. Ons het nou verlede Sondag met die Paasangdiens het ons mekaar gesê, dit is nie net dat ons Jesus aanbid as 'n persoon wat vir ons gekom het, hy's een van die 3 persone in die Godheid, hy is die Seun van God wat gekom het nie, maar dat wat hy vir ons kom doen het aan daardie kruis is persoonlik. Hy het vir elkeen van ons in gedagte gehad. Sy liefde was vir jou en vir my. Selfs al is dit omtrent 2000 jaar nadat hy al gekom het wat ons nou eers lewe. Maar dis omdat hy vir jou lief het dat hy dit gedoen het. Dis omdat hy jou vergewe dat hy dit gedoen het. Dis omdat hy jou uiteindelik tot geloof deur sy Gees bring, sodat jy sy kind kan wees en vir ewig met die Vader versoen kan wees. Dis vir ons wat die Here dit gedoen het. Maar wat hy hier vir sy disippels leer is baie belangrik. Ons moet op hierdie goeie Vrydag begin verstaan dat wat aan die kruis gebeur het, en ek het dit nou al daar 'n paar keer ook op ander maniere vir julle gesê, maar is God se bedoeling dat dit voortgesit moet word deur ons lewe. Ons moet dit pay it forward. Elkeen van ons wat hier is, het God se genade tog immers ontvang. Anders sou ons nie hier gewees het nie. Iewers het jy die Here se liefde vir jouself toegeëien, of jy verstaan dat hy vir jou lief het, maar jy kan dit nie net vir jouself hou nie. En die wyse waarop Jesus wil hê sy disippels moet dit onthou, het hy gedoen op 'n manier wat vir hulle ongemaklik was. Alhoewel dit in daai tyd soort van gebruiklik was, omdat die mense het nie by 'n hoë tafel soos ons vandag gesit nie. Hulle het om die tafel gelê. En daarom, as hulle so om die tafel lê, dan kan jy jouself indink, jy eet nou, maar iemand anders se voete is hier in jou gesig. En daarom het hulle die gebruik gehad dat daar was slawe wat in die mense se voete gewas het. Nou, hulle was nie gepla oor die feit dat 'n slaaf dit sou doen nie, want dit is iemand wat nie hoog in aansien was nie. Maar nou weet julle dat die koninkryk van God is anders. Hy wat 'n slaaf is, word juis deur die Here God self hoog geag. Paulus skryf vir ons daaroor dat hy sê daar in Filippense dat Jesus het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Ons sou nog kom byvoeg, ek is seker Paulus het verwys na juis spesifiek hierdie geleentheid, toe Jesus die gestalte van 'n slaaf aangeneem het, 'n waskottel gevat het, 'n handdoek, en begin het om sy disippels se voete te was. Maar Paulus is nie waar het geëindig het nie. Hy het homself nog verder verneder, deur uiteindelik aan 'n kruishout te sterf. Hy hoef dit nie te gedoen het nie. Inderdaad was hy reg toe Petrus wou keer dat Jesus gevange geneem word en Malchus se oor afgekap het, dat Jesus vir hom gesê het, Petrus, verstaan jy nie, daar's legioene engele wat kan keer dat dit gebeur. Maar soos hy in Getsemane gebid het, het hy gekom om die wil van sy Vader te doen, want hy het geweet, dit is net op daardie kruis wat hy vir ons, almal wat vandag hier is, vir ewig in 'n verhouding met hom kan hê. Maar nou kom ons by die pay it forward gedeelte, wat ek wil hê julle moet baie mooi luister. Want dit, as ons die beginsel nie gaan snap nie, ek wil graag dit soos wat dit in daai gedeelte is, net saam met julle deurgaan, die belangrikste tekste om te let. Die eerste vers begin Jesus deur, of Johannes stel dit so, hy sê, Jesus het sy eie mense wat in die wêreld is. Natuurlik sluit dit ons nou ook in, en ek sal vir julle sê hoekom dit ons insluit. Wat in Johannes 17 bid hy spesifiek nie net vir sy disippels nie, maar ook vir die wat deur hulle tot geloof sou kom. Dis ons. Nou daarso staan dan, Jesus het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad, en kyk hoe sterk druk hy dit uit. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Nou hierdie is belangrik om van kennis te neem. Dit gaan nie maar net bloot oor om lief te hê nie. En daarom moet ons ook verstaan, dit gaan nie maar hier net oor voete was nie. Dit gaan oor iets baie meer as wat dit behels. En dan kry 'n mens nou verder dat hy uiteindelik toe die handdoek gevat het, die waskorrel, die disippels se voete begin was het, maar toe uiteindelik ook by Petrus kom.
En Petrus sê vir hom, maar Here, ek gaan nie toelaat dat u my voete was nie, want u is my rabbi, u is my leermeester. Ek kan mos nie dat u my voete was nie. Let op Jesus se woorde, want hierdie woorde is belangrik. Daarop sê Jesus vir hom, as ek nie vir jou was nie, het jy nie deel aan my nie. As ek nie aan jou die genade wat God vir jou het, aan jou kan bedien nie, het jy nie deel aan my nie. Die Here sê vir ons vandag deur dit, almal van ons met hierdie genade wat hy vir ons kom bewerk het, waarmee hy ons bedien, ons moet dit met liefde en oop arms aanvaar. Want dis wat hy vir ons wil doen en wat hy vir ons wil gee. Hy sê daar in vers 14, as ek wat julle Here is en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, en nou kom ons by die pay it forward gedeelte, en dis die deel wat ek wil hê ons nie vandag moet miskyk nie. As ek dit julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Nou, wat is die genade wat God aan ons bewys het? Ons vra baie keer in hierdie moderne eeu wat ons leef, wat beteken dit om mense se voete te was? Die beginsel is dit, jy bedien iemand, jy's 'n dienaar. En dis waarom die tema van hierdie boodskap is inspirerende bediening. Met ander woorde, jy dien die mense inspirerend. Wat bedoel ek daardeur? Jy doen dit op so 'n manier dat hulle as ware nie anders kan as om wat jy aan hulle doen, aan ander te doen nie. Ek wil dit nou baie prakties vir julle maak. Ek het net besef, as ek nie vir julle kan lief hê, sodat julle ook deur daai liefde verander kan word om self lief te hê nie, beteken my liefde niks. As jy nie jou kinders kan lief hê, sodat hulle ook kan lief hê nie, beteken jou liefde niks. Jou liefde moet as ware inspirerend wees. As jy vergewe, moet jy so vergewe dat dit daai persoon inspireer om ander te vergewe. As jy in nederigheid optree teenoor ander mense, moet jy so in nederigheid optree dat dit ander mense inspireer om ook nederig teenoor ander op te tree. En as jy mense aanmoedig om vrede te maak en met God versoen te wees, dan moet dit hulle ook aanspoor om self ook vredemakers te wees en ander mense aan te spoor om met God versoen te wees. Verstaan julle dat dit wat op die kruis gebeur het, moet deur ons vloei. Soos ek vir julle gedoen het, sê Jesus, moet julle ook aan mekaar en aan ander doen. Dit stop nie by ons nie. En ja, ek kan nie julle voete was nie. Dit sou baie ongemaklik gewees het as ek dit doen, maar dit sou miskien die mees persoonlike manier wees waarop ek net kon uitdrukking gee aan die feit dat julle moet weet dat die Here vir julle liefhet. Maar om vir julle lief te hê en julle te kan vergewe en altyd te kan vergewe, is wat van my gevra word. Dit is om dit to pay it forward. En ons moet verstaan dat Goeie Vrydag is met ander woorde nie net 'n dag om te herdenk en terug te dink nie. As ons vandag Goeie Vrydag vier, dan vier ons die voortgang van God se genade wat tot 2000 jaar nadat Jesus aan die kruis was, wat deur ons voortvloei na ander mense. Ek wil die oupas en die oumas aanmoedig. Praat met julle kleinkinders en julle kinders op so 'n wyse. Wees so lief vir hulle,
dat hulle nie anders te kan as om soos jy ook lief te hê nie. Ek wil nou met mans en vrouens met mekaar so lief hê. Ek moet my vrou so lief hê, dat sy ander mense lief het. Kinders moet hulle ouers, ek kan dit maar vir die kinders ook sê, julle moet julle ouers so lief hê, dat hulle ook ander mense lief het. En vir kinders wat in die skole is moeilik om hulle geloof uit te leef, maar julle kan voete was by die skool deur julle maats lief te hê, so te vergewe, want dis wat gevra gaan word, dat hulle ook ander mense kan vergewe. Ek wil die Here vertrou dat hy vir elkeen van ons in ons eie omstandighede sal laat verstaan, dat ons kan vandag nog voete was. Dit sê Jesus, dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant is ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. In die koninkryk van die Here bly ons sy dienaars. Almal van ons bly sy dienaars. Julle weet dit nou, en luister nou wat sê Jesus. Gelukkig is julle as julle dit doen. Kom ons bid saam. Onse Vader, U het nie net vir ons gesterf in die verlede nie. U het vir ons gesterf sodat daar ook in onsself 'n sterf aan onsself kan plaasvind. Dat ons kan verstaan om U te volg, Here, is om U leiding daarin te deel, maar uiteindelik ook soos wat ons sonde gaan hoor, die opstanding wat ons totale lewe verander. Here, mag gee dat ons vandag net hierdie beginsel sal vasmaak in ons eie hart. Ons moet nie net lief hê soos wat die wêreld lief het nie. Ons moet nie net vergewe soos die wêreld vergewe nie. U roep vir ons om so te vergewe, so lief te hê, dat ander mense geïnspireer sal word om daardie selfde diensbaarheid te openbaar. Dankie Jesus dat U deur die Gees, dat U juis dit deur ons bewerk, en dat ons U ook kan vertrou om dit in ons kinders en ons kleinkinders, in ons as mans en vrouens voor te sit, en dat ons werklik kan verstaan om 'n gemeente of 'n gemeenskap van liefde te wees, beteken om dit wat U aan die kruis gedoen het, om dit te pay it forward, Here. Dit mag nie by ons bly nie, ons moet dit leef, elke dag, elke oomblik, ook hierdie dag. Dis wat ons wil vier. As ons nou die nagmaal gaan gebruik, ons gaan dit nou saam gebruik soos U dit bedoel het. En weer eens U woorde, dat as ons dit doen, moet ons besef dat deur daardie brood en die wyn, kry ons deel, Here, aan U. Deel ons in U. Dankie Vader dat U hierdeur vir ons die sekerheid, die troos wil gee, dat U in en deur ons lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan nou vra dat ons gaan 'n lied saam sing, terwyl ons dit sing, dat die wat vir ons gaan help om die nagmaal te bedien net na vore kom. Daarna gaan ons so maak dat ons gaan dit eers vir almal uitdeel, net nadat ons die lied gesing het. Jy hou dit net by jou vas, wag net daarmee, en dan gaan ek die instelling vir ons doen hier van vooraf, dan gebruik ons dit saam almal. Maar kom ons sit net so, dan sing ons net eers hierdie lied saam.
lewensbrood vir my ook hier. Wil steeds die waarheid meer aan my ontvul, tot ek ook in u woord my Heer aanskou. Die lewensbrood, heiland vir my. U is die waarheid, Heer, U maak my vry. U beeld straal uit die skrif, so helder voort. U soek ek, Heer, U self, o lewend woord. Die beeld straal uit die skrif, so helder voort. U soek ek, Heer, U self, o lewend woord. Goed, julle kan maar kom, Jan, dit is die. Gaan julle bid?
almal van julle die brood en dan ook die wyn of druiwesap gekry soos wat dit julle het? Nou ek weet julle hou dit in julle hand. Ek wil hê julle moet nou julleself indink aan daardie aand toe Jesus daar by sy disippels was. Ons lees in die ander evangelies, hulle beskryf dit vir ons weer meer volledig, dat Jesus het opgekyk, die Vader gedank, en toe het hy die brood geneem, en hy het dit voor hulle oë gebreek, en vir hulle gesê, hierdie brood is my liggaam, wat vir julle gebreek gaan word. En elke keer as julle dit eet, en as julle dan daaroor moet dink, wat ek vir julle gedoen het, weet, dat dit is tot 'n volkome versoening van al julle sondes. Het julle nie gekry nie, kom kry gou Fransien, hoor? Hoeveel van julle het nie gekry nie? Het julle die wyn gekort? Sien julle? Maar julle moet hand opgesteek het. Dis reg. Goed, so dit is, kom as julle kan dit nou gebruik. Dink daaraan dat Jesus se liggaam is vir jou gebreek en vir my gebreek tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Nou hierdie beker van danksegging, soos wat dit ook bekend staan, is verteenwoordigend van die bloed van Jesus Christus, wat hy vir ons gestort het. En ek wil hê jy moet dit ook drink, dink daaraan wat hy vir jou gedoen het, dat sy bloed is gestort tot 'n volkome vergifnis en versoening van al jou sondes. Ek wil nou net terwyl julle so sit, ons weet dat nadat Jesus met sy disippels die nagmaal gebruik het, daarna is hy gevange geneem, hy is gemartel, en uiteindelik is hy oorgelewer om gekruisig te word. En omdat dit Goeie Vrydag is, moet ons lees wat daar gebeur het. Ek gaan dit net vir julle lees. Direk daarna gaan ek vir julle 'n lied speel. Dit is 'n lied om net na te luister. Om te verstaan dat die Jesus, alhoewel hy die diensknegt by uitnemendheid was, die knegt wat van God wat kom lei het in ons plek en wat ons sondes op hom geneem het, is hy die koning van alle konings. En ek wil hê julle moet na daai lied luister, en daarna sal ek dan vir ons 'n gebed doen. Fransien, jy kan dit vir ons aanskuif, vers 17 van Johannes 19. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na 'n Kobbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was. Die opskrif in Hebreëus Latyn was in Hebreëus Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê:
Moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy bootklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. En dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my 'n kleed en my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is die seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. In die stilte na die storm, dink ek aan my verlosser, Jesus aan die kruis. Hy het sy lewe neergelê vir sondaars, sy uitgestrekte arms, getuig hy is lief vir my. Halleluja, die koning van die konings, dra 'n kroon van dorings, sy bloed gestort vir my. In die donker van die nag het Jesus oorwin met krag die doodse mag het hy gebreek. Elke knie sal nou voor hom buig, elke tong sal moet getuig, hy is koning, vir ewig sal hy heers. Halleluja, die koning
is u bloed, het my vry gekoop. U liefde het lewe gebring. Saam. Onse Vader, Here Jesus, inderdaad, U het vir ons die lewe gebring. 'n Lewe wat deur ons vloei na ander. Leer vir ons om soos U, Vader, toe U Jesus gestuur het om vir ons die voorbeeld te wees by uitstek, van wat dit beteken om nederig te wees. As dit nodig is, selfs die gestalte van 'n slaaf teenoor ander mense te wees. Maar in U oë is mens dan kind van U. Leer vir ons om lief te hê, dat ander kan lief hê, te vergewe sodat hulle vergewe. Leer vir ons om 'n nederigheid, 'n opregte nederigheid, Here, nie 'n aangeplakte nederigheid nie, maar 'n nederigheid ander hoër te ag as onsself, sodat hulle ook daardeur geraak kan word. En leer vir ons bovenal dat uiteindelik ons vrede in U sal vind, deur met U versoen te wees. Elke oomblik van elke dag van ons totale lewe, ten spyte van die gebrokenheid waarin ons lewe, die seer, die dinge wat ons nie verstaan nie, dat ons nogtans ook oorwinnaars kan wees. Dankie vir die opstanding, Here Jesus, dat dit nie net by die kruis geëindig het nie, maar dat U ook die dood oorwin het. U het uiteindelik alles volbring. En daarvoor eer ons U vandag. Op hierdie goeie Vrydag in 2025, ons wat hier bymekaar is vir hierdie oomblik, ons gee U die eer as die koning van alle konings. U is ons koning. Amen. Kom ons staan en sing ons hierdie lied saam. Neem my lewe, laat dit hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat na U vraag. Neem my goud en silwer Heer, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe,
dat ek die seën uitspreek. Ek wil net vra Jan gaan daar by deur, net ook die glasies wat julle het, kan julle sommer dan by die deure net neersit, sommer op die grond of daar net vir iemand gee as julle so uitstap. Julle moet weet dat die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus, die teenwoordigheid, die inwoning, die gemeenskap met die Heilige Gees, met julle sal wees, waar julle ook al gaan. Amen. Baie mooi geseënde Paastyd vir julle.